welkom terug op die lig. Dis Dinsdag en Pastor Adrie is nie meer in die Kaap nie. So sy is weer in lewende lywe hier by ons vanoggend. Ja, dit is heerlik om terug te wees, Marie. Ek het eintlik gevoel of ek maande weg was. Dit voel omtrent ja, so. Baie lekker om terug te wees hier by jou in die ateljee en baie welkom en weer eens dankie aan in en om die Weskus en ook gaan Groot Radio. Het is altyd 'n voorreg om die goeie nuus aan julle te vertel, né? As ek nou vandag weer 'n tema kan sit by wat ek vir julle vandag op die hart het, is dit iets wat die Here self in my lewe daagliks kom werk. Dit is nie sommer net 'n soos die Engelse sê 'n miracle work nie. Ons moet daadwerklik 'n keuse maak vir dit en dit is 'n oorgegewe lewe. En my tema is 'n oorgegewe lewe lei tot 'n oorwinningslewe. Nou die Bybel roep gelowiges uit herhaaldelik om onsself ten volle van God of aan God oor te gee. En met die klem op vertroue op God, op gehoorsaamheid en 'n totale oorgawe van ons wil aan syne. En dan, daar's verskillende aspekte van oorgawe. Ons kan kyk deur mense wat al in hulle lewe oorgegee het en getuienisse wat daarvan gekom het. En ek wil vandag vir julle so 'n storie vertel. Weet julle, daar was 'n tyd in my lewe wat ek juist gewonder het, hoe kan 'n mens prakties oorgee? Hoe kan 'n mens 'n oorgegewe lewe lewe wat vir jou kan help? En toe kom hierdie storie oor my pad van 'n tienermeisie wat werklik geweet het wat dit beteken om so oorgegewe te leef. En haar naam was Hanna. Maar ek wil julle eers, voordat ek Hanna se storie vertel, wil ek net so 'n paar punte noem. Kom ons begin deur te sê wat 'n oorgegewe lewe nie is nie. En ons vergeet dit soms. Ek het hier geskryf om te onthou, my oorgegee lewe beteken nie om ander of iemand terug te kry vir wat hy of sy verkeerd gedoen het aan my nie. Dis ook nie 'n lewe wat beteken dat jy skuld gee vir ander of bitter is oor dinge wat dalk anders sou uitloop of waarop jy uitgemis het nie. Dit beteken ook nie dat ons net gefokus is op wat fout is of op onsself nie, 'n selfsugtige leefwyse nie. Ons is ook die slagoffers van ons situasies nie, as ons oorgegee lewe aan Jesus nie. En 'n oorgegewe lewe het geen verwyte of hy blameer nie mense nie, omrede ons verwagting nie uitgewerk het soos wat ons gedink het dit moet uitwerk nie. 'n oorgegewe lewe is dood vir die dinge in die vlees. Nou, wat beteken dit vir ons? Dit beteken vir ons die volgende. Marie, ek wil jou iets vra. As 'n mens doodgaan, kan jy iets voel? Kan jy iets sien? Kan jy iets ervaar? Ek dink die medies sê 'n mens doen tot en met jy dood is, maar dan voel jy niks nie meer hartklop nie. Ja. Hy is nou mors dood. Ja. Sê vir my, kan daai persoon verder iets voel of is daar 'n emosie? Ek dink nie so nie. Nee, daar is nie. So as 'n mens sê jy's dood vir die vlees, beteken dit Dis nou klaar. dis klaar. Nou hoe ek myself daarin meet is, baie keer ervaar ek dat iets in my lewe nog lewe. En iets wat in my lewe moet lewe, is die gees van God. Maar baie keer dan kom daar iets in my hart op en ek dink, ek voel nou of ek so 'n persoon wil kwaadlik neem, of dis nie regverdig nie, of hoekom maak die persoon so met my, en jy begin verwyd. Verwyd kan later haat word, dit kan 'n kwaad gevoel in jou sit, miskien voel jy angstig oor iets, en ons tree in die vlees op, en dan vra ek in die praktyk vir myself, my Here, hoekom voel ek so oor hierdie situasie? Wat het die persoon gesê wat op my knoppie gedruk het? Dat ek so reageer, en ek ondersoek my hart met wat in my is voor die Here, want 'n mens wil 'n oorgegewe lewe lewe. As jy dit nie doen, het jy nie vrede nie. Dan het jy 'n vendetta teen die een, en dan het die en dit aan jou gedoen. So, ons moet die Here kan vertrou, selfs met die dinge wat nie regverdig voel nie, selfs met die dinge waar iemand met ons lelik is, of gemeen is, en
as so iets jou ontstel, vra jouself, hoekom? Hoekom ontstel hierdie persoon? Wat moet nog doodgaan in my? Want 'n dooie mens sal nie reageer nie. Maar iets wat nog lewend is, sal reageer. En ek wil graag met julle begin uit 1 Petrus 5 vers 6. En daar staan, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Dieselfde is ook in Jakobus 4 vers 10, wat dit sê, onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en hy sal julle verhoog. En dit is ook om die storie van Hanna my so inspireer het, hierdie tienerdogter. Sy was op 'n skoolkamp, en Hanna was baie lief vir Jesus. Sy het bekend gestaan as hierdie meisie wat 'n lewe gelewe het in oorgawe vir die Here. En haar hart was regtig ingestel om God te behaag. En wat toe gebeur het op die kampterrein, dit het in Duitsland afgespeel in wintertyd, het hulle 'n kamer gehad waar 'n klomp meisies geslaap het, skoolmeisies, hulle het matrasse uit, en jy het van die dikste en die warmste slaapsakke het jy saamgevat met jou eie kussing, net soos wat ons skoolkamp sal ken. En daar het sy gekom, elkeen is alfabeties laat slaap, so jy kon ook nie langs jou maatjie slaap nie. En so het sy by 'n dogter gekom wat glad nie gelowig was nie. En die rede hoekom sy nie gelowig was nie, is dat sy het nie 'n verhouding gehad met die Here, nommer 1 nie, maar nommer 2, sy het ook nie God vertrou nie, want haar pa is siek aan kanker gewees, en sy het die Here blameer. Sy het gesê, wat 'n God laat so iets toe. So daar was so 'n bietjie bitterheid in haar, en eintlik maar vra. En hierso kom land Hanna langs hierdie meisie. En hulle die hele naweek het hulle gegaan, dan eet hulle elke aand en oggend, dan lees Hanna uit haar Bybel, sy bid voor sy die dag aanpak, en dit het hierdie meisie geïrriteer. Daar was iets in Hanna wat haar gees geruk het, wat sy nie van gehou het nie. Want sy het daai vrede begeer. Jy weet, as jy mos ongelukkig is, dan moet almal ongelukkig wees. Maar dit het nie Hanna se identiteit verander nie. Haar identiteit en vertroue was in Christus. So Hanna het gesien die meisie is jaloers, en sy het haar verafskuw. En sy besluit toe, sy gaan iets doen, hierdie meisiekind, om vir Hanna te kry dat sy reageer. En sy steel haar slaapsak en gaan steek dit weg. En die aand toe Hanna kom, kan die meisie nie wag dat Hanna moet reageer nie. So sy sê vir die maatjies, kom ons kyk bietjie, hoe gaan Hanna reageer? Ek is seker daarvan, sy gaan so kwaad raak, want wie kan nou slaap in die koue sonder 'n warm slaapsak? En Hanna het rondgevra en gesê, hoorie, het iemand enigstens my slaapsak gesien? Het iemand, en sy het dit gesoek, en sy kon dit nie kry nie, en later toe moet die ligte afgesit word, en hulle moet gaan slaap. En al wat gebeur is, Hanna gaan staan op haar knieë, op haar matras, en sy begin bid, en sy sê, Here, baie, baie dankie vir hierdie dag, dankie ook, dat U my deur hierdie nag sal dra. In Jesus naam, amen. Op daai stadium het daardie meisie absoluut gebreek. Toe Hanna voor die Here oorgee, toe kon dit plek maak vir hierdie meisie om ook oor te gee. En sy het uitgeroep na Hanna, en sy het erken en sy het gesê, hoorie, ek het jou slaapsak gesteel. Ek wil kyk hoe jy reageer het. En die manier hoe jy reageer, was net vir my, ek wil hê wat jy het. Jy het iets in jou, wat ek nie het nie, en ek soek dit. En in daai ysige koue, die Here haar slaapsak vir haar teruggegee. Maar in haar nederige oorgee, het sy ook iemand vir Jesus gewen. En ons vergeet baie keer hoe mense ons dophou. Ons staan bekend as hierdie gelowiges wat oorgegee is, wat wil mense bereik en lewens wil omdraai, maar ons is ook nie bereid om die prys te betaal nie. Om te weet, Here, ek vertrou U met my lewe.
Al is dit 'n slaapsak wat van my weggevat word, al is ek in die koue, U het 'n doel met dit. U het 'n doel met elke ding in my lewe. En as ons so oorgegee lewe, dan kan ons mense hoop gee en ons kan hulle lei en wys na Jesus. En ek het hier geskryf, dis nie 'n selfvertroue ding nie, dis 'n vertroue op God ding. Baie keer dan uit onsself uit, gaan nie een van ons dit maak nie. Hoorie, as ek koud slaap, ek kan nie slaap nie. En as ek nie my slaap inkry nie, dan is 'n mens mos moeilik die volgende dag. Jy is nie 'n lus vir mens nie en jy self geïrriteerd. Maar sy was absoluut oorgegee met dit wat gebeur het, is absoluut in die Here se hand. En Hanna het verstaan in hierdie geloofslewe wat baie gelowiges nou nog nie begryp nie. En dit is, maak nie saak wat oor jou pad kom nie, maak nie saak wat mense vir jou sê nie, dat as jy oorgegee lewe, is jy dood vir daai dinge, wat lyk soos aanvalle, wat lyk soos dinge wat jou lewe wil omkeer, maar daar is 'n skare wat ons dophou, 'n skare wat wil weet en smag na vrede, en hulle kan dit net by ons sien. Dit gee hulle eintlik 'n aptyd om te weet, joh, hoekom is sy so anders? Hoekom werk sy so anders? Nou, ek wil 'n paar verse net vir julle noem. Galasiërs 2 vers 20 sê, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe van my af te lê. Nou, 'n oorgegewe lewe is 'n lewe wat dood is vir die vlees. So ek leef om die heeltyd dit wat teen die vrede, teen my verhouding met die Here werk, af te lê, dat dit dood is. Hanna het God vertrou met die dinge waar sy nie beheer gehad het nie. Hoor julle dit? Sy het hom vertrou met die dinge waaroor sy nie beheer gehad het nie. Maar waar sy beheer gehad het, is haar vertroue in die Here. Dit bly 'n keuse. Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Is dit nie 'n mooi belofte nie? Ons vertrou volkome op Here en hy sal ons die regte pad laat loop. Ons hoef nie terug te kyk en te dink, sjoe, ek moet vir die een gaan om verskoning vra, ek moet hier gaan regstel nie. Al wat jy doen is, jy vertrou die Here en jy weet jou pad sal regloop. Dan, onderwerping is die eerste stap na oorwinning. Nou vanuit 'n oorgegewe lewe aan Jesus, kan jy jou vyand weerstaan. En ons lees dit ook. As jy in oorwinning wil leef, gee jou lewe vir Jesus. Hy sê in Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Dit is nie 'n miskien nie. Hy sal. Jy onderwerp en uit daai onderwerp, dit is waar jy jou krag vandaan kry. Hanna het dit nie uit haarself uitgedoen nie. As Hanna moes vleeslik optree, sou sy die wêreld omgekeer het en almal die skuld gegee het en 'n slagoffer gewees het van hierdie koue aand wat voor haar lê. En wie sal so gemeen wees? Ek meen, dis mos nie reg nie, maar iewers skielik het sy haar reg afgegee en die Here kon die werk verder doen. Sy het verkies om die saak in die Here se hande te sit. So, as se lewe het my geraak, ek weet nie van julle nie. En dit het my inspireer om altyd, wanneer ek voor 'n keuse staan en ek sien iemand tree op, miskien uit hulle seer uit, dat ek hulle kan vergewe, dat ek kan aangaan, dat ek die voorbeeld kan wees, dat ek kan dood wees in my vlees terwille van die oorwinningslewe wat daar in Christus is. Nie net vir my nie, maar vir die mense om my. En is dit nie 'n wonderlike lewe om te lei, om so getuienis te hê nie? En ek wil vandag vir julle vra, hoe lewe ons as gelowiges? 'n ware oorgegewe lewe, 'n lewe van vergifnis, 'n lewe van vertrou op die Here, 'n offer, 'n verhouding met Jesus. En as mense ons dophou, maar hulle kan hulle sê dat daardie mense iets wat ek nie het.
mense Jesus in jou sien, sien hulle hoop. En hulle sien 'n tikkie van die ewige lewe. Want die ewige lewe is in jou. Die dag wat jy gesê het, ja Here, ek gee jou oor. En dit bring vrede en dit kweek geloof by ander. En moet nooit die fout maak om te dink dat wanneer jy oorgee aan Jesus, jy 'n swakkeling is. Baie mense dink, as ek oorgee my lewe aan Jesus, dan is ek swak. As ek gaan jammer sê, is ek swak. Dit is juis nie. Dit is juis daai oorgee van jou lewe waar jou krag lê, want Jesus kan jou lewe deur bestuur. Kom ons bid saam. Here, vandag kom ons opnuut en lê ons lewens voor U neer. Daardie plekke waar ons nog self dinge wil maak werk en wil uitwerk en oorneem. Help ons om hierdie waarheid van 'n oorgegewe lewe aan te gryp en dit na U te bring, sodat U op die regte tyd dit ook vir ons kan laat uitwerk. Ons wil U vandag vertrou en ons vertroue in U stel en doen wat U wil hê ons moet doen, sodat ons in oorwinning kan leef. Dankie dat wanneer ons U so vertrou, Here, U ons ook op die regte tyd sal help en daai oorwinning gee. Amen. Ek wil julle aanmoedig, stap hierdie pad in oorwinning en daar waar jy in jou hart voel, iets lewe nog wat nie daar moet wees nie, wat ek moet doodreken, vra die Here vir krag. Sê vir die Here, Here, hier is my hart, kom verander my. En as jy nog nie 'n oorgawe aan die Here gemaak het nie, wil ek jou vandag aanmoedig. Kom, hy wag. Hy wil jou lewe bestuur en dinge sal vir jou vredevol uitwerk. As enige een van julle graag wil kontak maak met ons, is julle welkom om 'n e-pos te stuur na westcoast@hisvision.co.za of julle kan WhatsApp na 072-113-6947. As julle WhatsApp sit daar His Vision en ons sal dit kry by Marilee en julle kontak maak. Mag die Here seën. Kom kuier vir ons by His Vision as jy in Sint Helena Baai is en jou wees geseën en stap in daai oorwinning.